Nou, as jy so pas ingeskakel het, baie welkom en ek wil ook sê ons verwelkom vandag in die ateljee die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die Mosselbaai munisipaliteit wat vandag gaan gesels oor hulle samewerking met betrekking tot die uitbou van gemeenskapsveiligheid. So ons begin sommer vol weg daarby adjunant offisier Kap. Baie welkom in die ateljee en dis goed om jou hier te hê. Baie dankie Danny en baie dankie aan die luisteraars wat my toegelaat het vanoggend om hier toe kan sit en so 'n bietjie met hulle kan gesels. Ek voel baie geëerd om weer na 'n lang tyd op SFM te wees en met die mense te kan praat. Baie dankie vir die geleentheid. Nou ja, soos ek sê, jy is baie welkom. Nou kan jy ons so 'n bietjie inlig rondom misdaadstatistieke wat verlede week tydens 'n media-konferensie op distriksvlak in George gedeel is en dan sommer die opvolgvraag, is daar enige uitskieters met betrekking tot Mosselbaai en hoe lyk dinge op plaaslike vlak? Baie dankie Danny man. Ek kan sê vir die luisteraars en almal wat belangstellend vanoggend is dat ons het verlede week saam met die generaal Chechana op George het ons 'n media-konferensie gehad. Dat is die eerste in sy soort. Vir eenvoudige rede, die generaal het die misdaadstatistieke uitgepak vir ons streek of ons distrik, waar ons baie positiewe uitslag gehad het en ons wat met die gemeenskap gedeel het. Ons het probleme gehad in die verlede met kontakmisdaad en dit het aansienlik het die syfers daarso gedaal. Wat vir ons 'n baie groot positief is. Ons praat hierso van kontakmisdaad en pad ons aanrandings en so meer. Ons praat hierso van ons rowe en so en dit beteken dat die polisie het daar was regtige impak geweest om daardie tipe misdaad te kan bekamp. Wat wel vir ons uitgestaan het in die perskonferensie wat vir ons gekommer is die hoeveelheid van bedrogsake wat toegeneem het. En dit is 'n oomblik van kommer vir ons en ons wil tog die mense tot daarteen waarsku en almal tog daarvan bewus maak dat dit is 'n probleem en dat ons daaraan almal moet saamwerk. Okay, absoluut. Soos jy sê, samewerking, gemeenskap en die polisie almal saam. Nou, adjunant offisier Kap, hoe werk die samewerking tussen die SAPD en Mosselbaai munisipaliteit en wie vervul watter rol? Ja, ek wil tog net sê, afskop deur te sê dat ons het 'n verskriklike goeie vennootskap. Die polisie het baie lank terug het ons begin besef dat ons kan nie misdaad bekamp sonder vennootskappe nie. En ek onthou destyds toe ons begin het in KwaNgaba met die polisiestasie daar in 2004. Toe het ons ondersteuning gekry. Ons eerste vennote was die munisipaliteit geweest. En sedert daai tyd het daar baie groter dinge geontwikkel. Onder andere ons Joint Operations Center of die JOC hier in Mosselbaai waar ons almal lekker saamwerk om die misdaad te kan bekamp hier in die Mosselbaai omgewing en ons mense veilig te hou. So ons het 'n verskriklike goeie vennootskap met die manne met die munisipaliteit. Ons burgemeester is fenomenaal en ons MMC wat vanoggend saam met ons in die ateljee is manne wat is raakvatters as dit kom by die veiligheid van ons gemeenskappe. So daardie vennootskap en ook ander rolspelers het daartoe toegedra of kan ek mense bygedra dat ons misdaadsyfers in die hele streek afgekom het en daarvoor is ons baie dankbaar. Nou, absoluut. Nou, ek ons gaan gou 'n bietjie musiek luister en dan gaan ek gesels met raadslid Van Dijk. So 'n bietjie musiek. Hier is Rowan Jordan met Veilig Tuis. Baie welkom terug. My volgende gas met wie ek gesels is raadslid Leon Van Dijk. Goeiemôre en baie welkom. Môre Danny, baie dankie dat ons hier kan wees en goeiemôre aan die luisteraars en aan jouself en dis weer 'n lekker voorreg om saam met my kollegas en ook ou Kappie te wees. Altyd lekker, baie dankie. Ja, is heerlik om julle hier te hê. Nou, ons val sommer weer weg hier met die deure in die huis. Ons het al etlike kere voorheen gesels oor die rol van gesamentlike operasionele sentrum, die JOC, né? Nou, watter rol speel die SAPD in hierdie sentrum en waarom is hulle daar? En dan hoe skakel die personeel van die JOC as ook munisipale wetstoepassers met die SAPD binne die JOC? So omtrent 'n klomp goed in een. Daar sê ek dink ou Kap het met die belangrikste deel begin en dit is dat dit vir ons absoluut belangrik is dat ons verhoudings bou en uitbou en dat ons seker maak dat daardie verhoudings konstant sterk gehou word. So deel van die onderneming van die Suid-Afrikaanse polisie so 3 jaar gelede was dat daar 'n ooreenkoms gesluit is met die munisipaliteit waar die polisie dan toeganklikheid sou gehad het en nog steeds sal hê en ons hoop in die toekoms nog verlang sal hê binne die gesamentlike operasionele sentrum of JOC soos hy dan sou bekend staan.
So daar is 'n onderneming van die Suid-Afrikaanse polisie om sulke bepaalde sentra te benut tot die voordeel van die gemeenskap. En dit is presies wat ons doen. So die verhouding wat ons het is vir ons besonder belangrik. Ek dink wat baie min mense weet is dat daar so 3 of 4 sulke sentra in die Wes-Kaap is waar daar 'n polisiebeampte 24 ure 'n dag betrokke is in die Joint Operations Center. Ek gaan maar die Engelse woord gebruik. En dit beteken dat daar interaksie is al die tyd met rolspelers soos verkeer, provinsiale verkeer, wanneer ons sê verkeer, dan praat ons munisipale verkeer en natuurlik provinsiale verkeer, met betrekking tot brandweerdienste, reddingsdienste ensovoorts. En ek dink wat mense soms nie in ag neem nie, is dat die Joint Operations Center gaan nie net oor misdaad nie. Dit speel 'n groot en belangrike rol. Daar is bepaalde komponente binne in daardie Joint Operations Center wat natuurlik sou insluit rampbestuur, redding, brandweer. Dit sluit natuurlik in verkeerbeheer, munisipaal en provinsiaal. Dan is daar ook wat ons noem 'n Green Desk, wat natuurlik belangrik is om te weet en dat die bevolking met betrekking tot renosters, so 30-40% van die renosters word bestuur vanuit die Wes-Kaap. Ek dink dit weet mense ook nie. En dan natuurlik is die call center ook daar. So ons kry gereeld in die sosiale media hierdie aanklag dat die JOC moes alles gesien het, of die JOC moet alles weet, of die JOC is verantwoordelik. En dit kan tog sekerlik nie so wees nie. So die Suid-Afrikaanse polisie speel 'n baie belangrike rol. Hulle het al die vermoëns wat hulle op die stasie sou hê, wat net binne in die gesamentlike beheersentrum is, maar die toeganklikheid tot al die ander rolspelers is dit wat van belang is. Met ander woorde, 'n stap oor die amper seker oor die straatjie, oor die gangetjie, en die polisieteenwoordigheid of die polisiebeampte wat diens doen, het dieselfde kom ons sê toeganklikheid met betrekking tot enige kamera, het dieselfde opleiding as enigiemand anders in daardie spesifieke Joint Operations Center. So kom ons gee 'n tipiese voorbeeld, 'n voertuig wat van die Kaapse kant af sou inkom, word soos ons sê getrigger, wat geflag is, ook in Engels. Met ander woorde, hier is vir ons 'n aanduiding dat hier 'n potensiële voertuig betrokke is en inkom, en daardie polisiebeampte raak dan bewus van daardie aanwesigheid van daardie voertuig soos wat hy vorder, Swellendam, Riversdal, Albertina, en dan weet ons volgende is Mosselbaai, en dan is die polisiebeampte gewoonlik die persoon wat moet optree. So hy het toeganklikheid tot alle hulpbronne, boonbehalwe sy eie hulpbronne wat hy met 5 stasies bestuur. So dis vir ons baie belangrik dat hierdie gemeenskaplike belang uitgebou word, maar ek sê weer, dit gaan nie net oor misdaad binne die Joint Operations Center. Daar is wat ons noem kapelaansdienste, daar is drones, daar is die Wes-Kaapse provinsiale regering het 'n aanwesigheid van die liquor board, soos hulle in Engels sal sê. Dan is daar die polisie se ombudsman het 'n kantoor daar. So hier's baie meer wat die oog nie sien nie, Danny. So ek wil dit nie so vinnig uitgeklaar het. Dit is omtrent 'n groot en omvattende span. Dis 'n huis en in Engels gebruik hulle die term collaborative, en ek dink dit is wat ons probeer uitbou. Die enigste diens wat ons nie tans daar nie het is Emergency Medical Services. Ek sê dit maar in Engels, want dis hoe mense dit ken, EMS. Maar daar is soms studente wat vir ons help, en dit gaan oor die aanwesigheid van 'n ambulans. En nie omdat ons taak is nie, maar omdat ons die gemeenskap wil help om daardie betrokke reserves by hulle uit te kry. Dan weet die mense ook nie van al die studente wat opgelei word. Daar's 'n program waar daar tans so 16 studente van Chrysalis is. Dis 'n voergrond vir wetstoepassers. Hulle kry opleiding vir 2 jaar, hulle kry SIRA opleiding ensovoorts. So mense besef nie al hierdie goedjies wat aangaan binne in die Joint Operations Center. Ja, dis omtrent klomp goed. Nou Raadsit van Dijk, kan jy dan ook vinnig verduidelik hoe die K9 eenheid en die RU eenheid gevestig is en waarom? Miskien moet ek eers sê, ons hou nie honde aan by die JOC nie. Mense is onder die indruk, ons hou panservoertuie en honde daar aan by die Joint Operations Center, want dit word buite in die media versprei. Dit is onwaar. Die situasie betrekking tot die K9 het ontstaan omdat ons die Suid-Afrikaanse polisie te hulp wil snel en ook behulpsaam wil wees in verskeie gebiede. So die aanvanklike beplanning rondom die vestiging van hondeeenhede kom na aanleiding van die premier se strekking of se prioriteit met betrekking tot misdaad. En ons het gevoel dat daar bepaalde munisipaliteite aangewend moet word, want dit is hooftoevoerroetes met betrekking tot die Wes-Kaap,
En ons het gekyk dat ons dinamies vinnig en operasioneel kan begin optree. So daarom is hondeeenhede gevestig op 3 verskillende plekke. Swartland, Oeverstrand en dan Mosselbaai. Maar miskien moet ek ook 'n gou vinnige regstellingkie maak. Daar word gereeld gepraat oor artikel 205 subartikel 3 oor die ondersoek van misdaad. En miskien moet ek ook vir daardie luisteraars of daardie doelprofete sê dat daar is ook 'n memorandum geteken. Dit is nie die hond wat die ondersoek doen nie, dit is wel die polisiebeampte wat die ondersoek doen. En dan in terme van die strafproseswet praat hulle nie van 'n wetstoepasser nie, hulle praat van 'n vredesbeampte. So 'n vredesbeampte kan misdrywe ondersoek as dit in sy teenwoordigheid plaasgevind het, as daar bepaalde aksies plaasgevind het ensovoorts. So dis ook soos in Engels sê 'n misdemeanor wat versprei word. Ek weet nie hoekom nie, maar ons moet eerder bly wees dat die hondeeenheid bydra tot die Suid-Afrikaanse polisie. Dan moet ek ook sê, ons het nou in die week 'n goeie gesprek gehad met byvoorbeeld Sergeant Spannenberg, wat vir ons help met die uitleg van bepaalde wetgewing. En dis vir ons baie duidelik dat almal wel 'n rol kan speel. So die K9 eenheid, 7 honde tans, ek gaan baie kort wees, 7 honde. Ons kry nog 2 reddingshonde by, dit sal ons totaal opneem na 9 honde toe. En dit is glad nie, en ek wil dit baie uitdruklik sê, nie om in kompetisie te wees by die Suid-Afrikaanse polisie nie. Inteendeel, ons help mekaar op 'n gereelde grondslag met operasies. So dit gebeur en dan is daar ook redelike interaksie met die departement vir korrektiewe dienste, hulle het ook honde. So ons probeer hierdie resources, soos hulle sê, of reserves of kom ons sê maar hulpbronne, ja, as jy regte woord, dankie Kappie, probeer ons aanwend tot die beste van die vermoë van die gemeenskap. As ons kyk na die dwelmfondse, die laaste ruk, Suid-Afrikaanse polisie ons en dan ons wetstoepassers, ek sê ons praat van die wetstoepassers en selfs verkeersmanne, is dit redelike groot fondse. Een van die groot fondse wat nou onlangs was 241 kg dagga, dan so rukkie terug was daar so oor die 6000 Mandrex tablette, en hierdie goedjies sien nie altyd die lig in die media nie, net soos met die job. So daar is baie suksesse wat deurkom, en dan word daar gereeld klagtes geopper dat hierdie se resultate word nie versprei nie, maar dit word wel versprei binne komitees en met raadsitems. So dit is wel beskikbaar. Dankie Dan. Fantasties. Raadslid, baie dankie. Ons gaan gou weer 'n bietjie musiek luister. Ons gesels nou verder. Andy Grammer met Back Home. Nou, gesels volgende met Superintendent August van ek gaan nou maar die mooi woord gebruik, Law Enforcement. Goeiemôre en welkom. Goeiemôre Dan. Dan maar om hier te wees en jammer so my Engels of my Afrikaans en Engels so 'n bietjie mix, ek praat baie my Afrikaans, maar ek express myself baie beter in Engels, so hier en daar. Jy is meer as welkom. Ons wil hê die inligting moet effektief uitkom. So ek gaan nou wegval dit. Ons gaan gesels oor wetstoepassing. Jy's nou basies in persoon verteenwoordig hier nou vanoggend die hoof van wetstoepassing. Wat doen die munisipaliteit met betrekking tot onregmatige grondbesetting? En daar is dikwels beweer dat die munisipaliteit bloot toelaat dat sekere areas al digter bevolk word en dat dit dan tot 'n misdadige element lei. Maar wat behels die munisipaliteit se aksies in hierdie verband? Kan jy vir ons verduidelik binne die raamwerk waar binne strukture afgebreek mag word, weet al daai dinge wat julle doen? Alright, waar begin ons die strukture wat ge-identify word, Engelse woord. Maar wat ons eers doen, heel eerstens is ons bepaal of daar mense reeds woonagtig by die struktuur is, want die baie ek bepaal dat struktuur nie sommer net afgebreek mag word vir alles die bewoon word nie. So dis die eerste stap. Gepraat van stappe. En dan die tweede stap, as die bewoon word, dan ek ons wat ons noem section 56 boete uit. Dis amper soos 'n hofbevel sodat die persoon voor die hof moet gaan verskyn. It's a subpoena basically. To ensure that the person goes to court and explain why he built on land that is not his own, in other words, on municipal grounds. Okay. Dus die municipaliteit sit met interdikte wat bevestig basically dat het municipale grond is en dis die hof verteken basically. So dis die eerste stap, ons bepaal as hy al bewoon en as hy bewoon word, beperk die baie ek ons met mense net uit te sit, maar moet ons hulle ten minste voor die hof bring om die hof aan sy gang te laat gaan volgens die wet wat dit betref. Die tweede stap is as die plek nie bewoon word nie, dan breek ons hom af
Ja. As die eienaar daar is, ons gee hom 'n kwitansie as dit die regte woord is, net om te bewys ons het sy materiaal, dit is die materiaal en by dit ook weer 'n section 56 om hom voor die hof te kry. Okay. En dan sal die hof dan daarvan afvat en dan bepaal wat verder met die saak gaan word en so wat is. En ons het mense wat ons help, soos die privaat maatskappy Red Ends met die afdruk daarvan en die stoor daarvan is op ons munisipale gronde en dit word dan daar veilig gehou tot daar by die hof besluit wat dan met dit gaan gebeur basically op die einde van die dag. Okay. En meer die munisipaliteit laat niemand doen nie om te bou net soos hulle wil. Daar is stappe en prosedures om te volg, departement van behuising en daarna miskien soos nou staatsbeplanning en so aan vir die planne se indien om dan te kan of mag bou. En soos ek sê, die departement van behuising om te bepaal waar jy mag en nie mag bou nie. Ja. So ja, ons laat niemand toe basically nie. As iemand bou dan ons vind 'n struktuur is bewoners, dan soos wat ek al reeds verduidelik het. Dan volg al daardie stappe dan nou. Stappe, ja. Alright. Nou, ek gaan nou die volgende een gooi vir adjutant offisier Kap. Daar's onlangs berig oor die misdaadtendense met betrekking tot 'n sekere gedeelte van Louis-Fourie-weg. En daarin Dias, die Blue Waters omgewing. Kan jy 'n bietjie gesels oor die voorvalle en wat die SAPD se suksesse met betrekking tot die ondersoeke en dan ook die voorkomende aksies wat intussen bewerkstellig is? Yes, Danny, ek moet toch net sê, en ek gaan nou gou 'n vergelyking tref met 2024 en 2025, die voorvalle wat daar gebeur het. So op die 19de van Maart 2024 was daar dieselfde tipe voorval gewees waar persone aangeval was daarso en al die sake wat geregistreer is 2024 en 2025 is rowe wat dan roof met wapens sonder of eerder anders as 'n vuurwapen. So is rowe met wapen anders as 'n vuurwapen. So dis 2024, ek dink daar die 19de van die Maart was daar twee arrestasies gemaak op daai spesifieke saak en ek gaan net dit gou vinnig lees sodat ons dat almal dit kan hoor dat daar wel suksese was. Dan op die 8de van die 5de maand in 2024 was hy een persoon gearresteer. Op die 5de van die 11de maand twee persone gearresteer en op die 7de van die 1ste maand hierdie jaar was hy een persoon gearresteer en op die 5de van die 2de maand was een persoon gearresteer. En soos ek gesê het, dit is 'n rowe met 'n wapen anders as 'n vuurwapen. En ek kan ook sê die suksesse daarvan, verdere suksesse daarvan is dat die persoon wat gearresteer was op die 5de van die 2de maand in daai voorval betrokke was in Louis-Fourie-weg, het in die hof verskyn op die 6de Maart 2025 en daar was dan ook, en ek kan sê suksesvol, was sy borg dan geopponeer deur die polisie. Ons het regtig nadat hierdie voorvalle gebeur het, het ons mense geprobeer bewus maak daarvan en ons het saam met die munisipaliteit ons sigbare polisieering net opgeskerp in die area en vir die mense probeer bewus maak daarvan. Dankie Danny. Ek sê vir jou baie dankie. Ons gaan gou weer miskien musiek luister en volgende vraag tackle ons nou weer. Wat sou weet jy? Adam Tas met van 'n druppel tot 'n brander. Nou raad dit vandag. Die volgende vraag dan nou weer vir jou. Daar word dikwels baie gemaak van die funksionaliteit van die CCTV beheerkamer en ook die uitbreiding van sekuriteitskamera kapasiteit. Dan nou ten einde misdaad te voorkom en ook suksesvolle vervolgings te doen. Nou kan jy vir ons dalk 'n prentjie gee van wat tans in plek is en wat is die JOC se CCTV kapasiteit en hoe gaan julle dit uitbrei? Dankie Danny, ek dink miskien wil ek net aansluit by my kollega Abel Kap. Ek dink dit is baie belangrik dat ons moet besef dat kameras is 'n hulpmiddel en kan proaktief en reaktief aangewend word. So soms sien 'n mens iets met 'n kamera en soms sien jy dit nie. Wat in baie van die gevalle gebeur is dat insidente wel plaasvind en wat nie noodwendig gesien word nie, want daar staan so 350 kameras en alhoewel ons binnekort voorsiening maak vir artificial intelligence, soos hulle in Engels sal sê, is dit maar mense wat kyk na daardie kameras. So dit is maklik om te draai en te vra hoekom het die kamera dan nie X, Y en Z gesien nie. Maar die kamera sien wel van dit. En ek kan nou aan die hand van wat Kappie gesê het, kan 'n mens omdraai en sê dat ons word gereeld besoek deur die Suid-Afrikaanse polisie. 5, 6, 7 dossiere op 'n dag word na ons gebring en dan word daar wel vasgestel of daar bepaalde beeldmateriaal vir daardie beampte beskikbaar is. Soms is daar goeie beeldmateriaal, soms is daar nie sulke goeie beeldmateriaal nie.
In die geval van Louis Fourie, en ek nou hoop Kappie gaan dit nou sê dat ons dalk so 'n rolletjie gespeel het, maar die JOC het daarom so 'n bietjie gehelp om van hierdie manne vas te trek. Okay. En hy sien hy skud sy kop, hy luisteraar kan nou nie sien nie. Maar dis maar dit is goed om te weet, ek kan beamoen, hy het sy opgeskud. Dankie. Maar dit is belangrik dat 'n mens kan verstaan dat dit is nie die alfa en die omega nie. So tans 350 kameras, ons sal binnekort opgaan na 450 kameras. Die doelwit is om op te gaan na 1000 kameras toe. So waarna ons kyk na ons eie infrastruktuur, ons kyk na openbare domein en ons kyk na sensitiewe areas waar deur die Suid-Afrikaanse polisie vir ons uitgewys word. So baie mense vra, maar hoekom en waar besluit julle om wat te plaas? Dit gaan oor die insident, dit gaan oor hotspots soos in Engels sê. So daar's 'n wesenlike plan, maar dan moet 'n mens ook in ag neem dat daar niks in Mosselbaai was nie. Ja. En daar was geen netwerke nie. En daar's geen, soos hulle sê, vesel in Mosselbaai wat die hele gebied vol het. So hier moet hoogtepunte realiseer en gebou word voordat kameras gaan kan word. En ek dit besef mense nie soms nie. So kameras het 'n ware, kameras is net die ultimate of die omega, die alfa en die omega. Dit kan nie so wees nie. So jy het manne op die grond steeds nodig. So beeldmateriaal word gereeld afgelaai. Partykeer is dit omstandigheidsgetuienis en soms, byvoorbeeld nou die aand was daar 'n treffende trap waar die kamera toevallig kon sien die bestuurder steeds agter die stuur van die voertuig. Hy het uitgespring en later kon ons hom herken as die bestuurder wat wel bestuur het. So daar's baie sulke gevalle. So ons kry as die JOC nie altyd die krediet nie en dit maak nie saak wie die krediet kry nie. Solank ons by die onderwerp uitkom van wat is die sukses. So die ondersoekbeampte kom nie elke keer terug van die Suid-Afrikaanse polisie om te sê die US is 'n sukses gewees nie. Maar ek wil glo en ek dink Kappie en hy skud weer sy kop, baie van die getuienis wat ons gee of die inligting wat ons gee, stel die ondersoekbeampte in staat met inligting wat hy voorheen nie sou gehad het nie. So dis so in wese baie kort en dan natuurlik is daar 'n redelike klompie kameras wat soos ek sê in die volgende jaar gaan bykom onder lisensies. Ja, en soos jy genoem het, die infrastruktuur moet eers daar kom voordat die kameras gaan daar kom. Meneer, baie dankie vir julle besoek in die ateljee. Dit was 'n voorreg om julle te hê en ek dink daar's baie miskonsepsies met betrekking tot gemeenskapsveiligheid en samewerking en die rol van elkeen. En vir myself, daar's goed dat ek nie verstaan het nie wat julle vandag vir my baie mooi uiteengesit het. So, is daar enige slotgedagtes? Ja, ek wil tog net sê Danny dat die mandaat van die polisie bly om misdaad te voorkom en te ondersoek. Die munisipaliteit en hierdie Mosselbaai munisipaliteit is daar om ons te ondersteun en ons waardeer hulle ondersteuning. Ons wil tog net vir die gemeenskap op buite sê dat veiligheid is almal se besigheid. In ander woorde, ons almal het 'n rol om te speel wanneer dit kom by die veiligheid van ons gemeenskappe. Dankie. Absoluut. Baie dankie. Ons gaan terug na die musiek, Andrika, net 'n oomblik.